Goeiemôre, dit is Sondagoggend die 18de Mei en so goed om weer saam met u te wees en kom ons gesels uit die woord van die Here. Omdat God heilig en reg is, die mens sondig is, moes daar 'n weg gevind word waardeur die mens in terme van heiligheid die regte verhouding met God kan kom. En kom ons lees daaroor uit Jesaja 45 vers 21. Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou. Wie het dit van ouds af laat hoor, lank tevore dit verkondig. Is dit nie ek, die Here nie? En buiten my is daar geen ander God, die regverdige en reddende God, is daar buiten my nie. Weet julle tot my en laat julle red. Ou Testament, Nuwe Testament is 'n evangelie verkondig, is dit nie? Weet julle tot my en laat julle red. Alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer, of sal bely, soos 'n ander vertaling sê. En vers 24 sê, hulle sal van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte. Alleen in die Here is volle geregtigheid. Apostel Paulus spreek die vraag aan, word geregtigheid verkry deur goeie werke? Dan lees ons uit Romeine 4 vanaf vers 1. Wat sal ons sê, het Abraham ons vader dan die vrees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het aan God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Ja, geluksalig is hulle, sê vers 7, ja, geluksalig is hulle wie sy ongeregtighede vergewe is en wie sy sondes bedek is. Ja, geluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Hierdie saligspreking dan, sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis. Want ons sê aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Die geloof, en die apostel Paulus haal hier aan uit Genesis 15 vers 6, waar hy sê, hy Abraham het in die Here geglo, en hy het hom, die Here het hom dit tot geregtigheid gereken. So slegs in Jesus Christus is die mens geregverdig. Dit beteken om in regte verhouding met God te staan. Jules se Bybelkommentaar sê hieroor, gelowiges het 'n volmaakte geregverdigde stand in Christus, en dit geld vir almal van hulle, en dit ontstaan uit die heiligheid van sy natuur, die gehoorsaamheid van sy lewe, sy lyde en sy sterwe, waardeur die wet geëer, geregtigheid geversadig is, en waarmee God tevrede is. Dit word suiwer, volmaak en ewigdurend. Dit word aan die gelowige gegee deur genade, en waarborg is aan hulle die ewige lewe, en dit alles het hulle in Christus as hulle verbondshoof en verteenwoordiger, en wat hulle ontvang deur in hom te wees. Dit is nie van begin af deel van die mens nie, maar in Christus, deur wie dit bewerk is, en word die gelowige sin deur die toerekening daarvan aan hulle, en wat hulle ontvang deur geloof, en daarom is dit 'n daad van geloof, wat die sekerheid daarvan verklaar, en dit sluit alle ander aksies uit, want dit is slegs in hom. Kom ons verduidelik, wat word bedoel met die toerekening van regverdigmaking, en hoe dit die gelowige sin word, en wat die enigste weg is waardeur ons dit kan verkry, hoe ons dit ons kan maak. Die woord toegereken, imputed in Engels, beteken dit is daardie toewysing van geregtigheid waarvan die resultaat vrymaking van skuld is, kwytskelding van skuld. Die Hebreëse woord in Genesis 15 vers 6 en die Griekse woord wat die apostel hier gebruik, beteken om te bereken, om toe te reken, iets op iemand anders sy rekening te boek. Ons kan dit beskou as 'n rekeningkundige of 'n boekhoudkundige term. Daarom sê geregtigheid van Christus toegereken, geboek op sy kinders se eiendom te wees, wanneer hulle weergebore word, en is teen hulle rekenings gedebiteer deur die Vader God, en word deur hom as sodanig gesien, as hulle geregtigheid, asof hulle dit deur hulle self verwerf het,
wat hulle natuurlik nie gedoen het nie, maar by wyse van spreuke. Op dieselfde wyse as wat Adam se sonde onsin geword het, word Christus se geregtigheid onsin. Of anders gestel, op dieselfde wyse wat ons sondaars geword het deur Adam se ongehoorsaamheid, is ons regverdig gemaak deur Christus Jesus se gehoorsaamheid. En Romeine 5 vers 19 sê, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een met 'n hoofletter, baie tot regverdiges gestel word. So het Adam se sonde onsin geword, of so was ons sondaars gemaak deur sy sonde, deur toerekening was dit geboek ten al sy nasate wat na hom gekom het. So ook word Christus se geregtigheid onsin, of so was ons geregverdig gemaak deur sy geregtigheid wat ons toegereken is, of geboek is teen ons rekening. Op dieselfde wyse het ons sondes Jesus sin geword, en sy geregtigheid het ons sin geword, soos 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Die wyse waarop Jesus sonde gemaak was vir ons, was deur toerekening. Hy was sonder sonde, want dit was tot hom toegereken en op hom geplaas deur God die Vader. So kan die wyse waarop ons die geregtigheid van God gemaak word, op geen ander manier bereik word, as deur toegereken te word nie. Die ontvangers van regverdigmaking is goddelose mense. En God maak die goddelose regverdig, soos Romeine 5 vers 6 sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. As hulle dus goddeloos in hulle self, kan hulle nie geregverdig word deur hulle self nie, en moet dit deur die geregtigheid van 'n ander bewerk word. Om geregverdig gemaak te word deur 'n ander, moet daardie ander se geregtigheid op een of ander wyse hulle sin gemaak word. Dit moet teen hulle rekening geboek word, om hulle eie te word, en dit kan net gedoen word deur toerekening. Hebreërs 10 vers 14, waar deur een offer het hy vir hom altyd volmaak die wat geheilig word. Deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Wat was daai offer? Sy werk aan die kruis op Golgotha. Hoe verkry ek daardie voordeel van die werk aan die kruis? Deur die werking van God die Heilige Gees. Ons is besig om die tyd te nader, waar ons Jesus se hemelvaart gaan gedenk, en die uitstorting van die Heilige Gees op die 120 in die oppersaal, so ons gaan van nou af meer aandag aan die Heilige Gees gee, en ek dink dit is iets wat in ons dag skandelik verwaarloos word. Die Heilige Gees ontsluit die deur van God se stoorkamer van skatte, wat weggelê is vir elke wedergebore kind van die Here. Daai skatte wat ons nie van geweet het nie, wat die oor nie gesien het, gehoor het, die oog nie gesien het, in die hart van die mens nie opgekom. Johannes 14 vers 16. Ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Heilige Gees, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hom nie gesien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en julle sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die sleutel tot God se skatkamer, wat die Heilige Gees hou, is die kruis. Behalwe wat ons pas genoem het van die Heilige Gees, wat beteken hy nog vir die gelowige? Eerstens, hy woon in die gelowige, en hy is ons depositie, ons waarborg vir ons erfenis. Efesiërs 1 vers 13. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is, die deposito is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Ten tweede,
Hy bemagtig die gelowige om 'n getuie vir Christus te wees. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Derdens, die Heilige Gees bemagtig die gelowige met bonatuurlike gawes, bedieninge en manifestasies. 1 Korintiërs 12 vers 3. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Maar daar is wel verskeidenheid van genadegawes, want dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge. Daai bedieninge kry ons in Efesiërs 4 vers 11 en 12. Hy sê, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles en almal werk, maar elkeen word by die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Oog op wat nuttig is, dit wat werk binne die kerk, dit wat werk buite die kerk, en dit is nie vir iemand wat deur wie dit werk om daarop te roem nie, dit is uitsluitlik tot eer van God. Verskeidenheid van bedieninge het ons gesê, Efesiërs 4 vers 11, en hy het gesê, gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars van die Heilige toe te rus, vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Vierdens, Heilige Gees is die een wat die wettelose, die antichrist teehou. 2 Tessalonisense 2 vers 6. En nou julle weet wat om teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Die verborgenheid van die ongeregtigheid is al in die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Hy wat tot teehou nie, dit nie, is hy, dit is 'n persoon, dis die Heilige Gees, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. En dan sluit ek af. Kind van die Here, geniet hierdie geregtigheid van God in Christus Jesus. En speel jouself met onbedekte gesig, sonder enige voorkeer, voortdurend in die heerlikheid van die Here, en word so van gedaante verander, na dieselfde beeld, van die heerlikheid tot heerlikheid, deur die Gees van die Here. 2 Korintiërs 3 vers 18. Mag die Here u ryklik seën. Amen.